Ek praat vanoggend en ons gaan baie vinnig, baie diep gaan. So, kyk vir die persoon langs jou en sê vir hulle, is jy reg om diep te gaan? Ek gaan nie vanoggend begin met 'n grappie nie, ek gaan nie vanoggend, ons gaan serieus raak, vinnig. En ek wil eers vir jou 'n vraag vra. In jou pad met God, was daar al oomblikke waar jy getwyfel het? Ek het al getwyfel. Ek het al baie keer getwyfel. Selfs voor ek op die verhoog kom, het ek al diep oomblikke van twyfel gehad, wat ek baie keer gaan na mense wat ek vertrou, soos Wayne en leierskap, en sê, bid vir my, want ek het 'n worsteling in my gees. Ek twyfel. Ek voel swak. Ons almal het al oomblikke gehad. Dis wanneer ons vra het oor God, maar ons het nie altyd maklike antwoorde nie. En die antwoorde wat party Christene gee, of vir ons gee, voel vir ons sugar-coated. Ons probeer maar net iets sê, maar ons weet self nie. Antwoorde is soos moeilike situasies waar 'n vriend of 'n familielid kanker kry, hulle is miskien nog jonk, en jy bid. Jy vertrou, jy vas, jy glo, jy doen alles wat jy salfolie, jy doen alles wat jy kan doen, maar die persoon sterf nog steeds. Moeilike vraag. Hoekom? Het kan wees dat ek het hierdie week met 'n gesin gepraat, baie moeilike omstandighede, glad nie hulle skuld nie, maar waarvan een van hulle kinders seer gemaak was. En hulle betwyfel hulle eie ouerskap, en hulle vra, waar was God gewees? En is moeilike vrae. Oomblikke van twyfel. Kan wees, jou lewensmaat was naby aan die Here, en hoe verder julle in julle huwelik aangegaan het, hoe meer het hulle wegbeweeg van God, en jy bid, en jy vertrou, en jy hoop, maar niks gebeur nie. Dit raak net erger. Dit kan wees dat 'n vriend van jou seer gekry het in die kerk, iemand het hulle seer gemaak, is nie gewoonlik die kerk nie, en hulle het hulle geloof verloor, en hulle is weer op die donker pad, en jy het nie antwoorde nie. Maar ons moet verstaan dat onsekerheid is nie die vyand van geloof nie. Ek wil hierdie sê, onsekerheid is baie keer die pad na 'n baie dieper en ryker geloof. En ons moet baie keer daai pad stap, al is dit vir ons moeilik. Al is dit nie 'n lekker plek om te wees nie. Daar's net een rigting, soos wat ek altyd sê, en dit is vorentoe. Daar's net een rigting. Ons kry baie in die Bybel van mense wat onseker was. Sara en Abraham, die Here het gesê, sy gaan swanger raak. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek in my 90 jaar uit, dan sal ek nogal ook twyfel. Ek meen, jy kan skaars regop loop, maar dan word gesê, jy gaan swanger word. Ek sou ook twyfel. Die Israeliete wat die Here se wonderwerke oor en oor en oor gesien het, sê, maar Here, ons vertrou U nie nou nie. Twyfel. Ons kry waar Gideon in die Bybel, hy was beskou as hierdie groot soldaat, groot leier, en die Here bewys vir hom dat hy met hom is. Hy sien 'n wonderwerk, en hy gaan na God toe en sê, Here, nog net een keer. Ek soek nog 'n teken. Het jy al dit beleef? Die Here wys vir jou wat jy moet doen. Jy het daai teken, as jy sê, nog net een teken, Here. ons twyfel. Thomas, arme ou Thomas. Thomas het gesê, hy sal nie glo tensy hy met sy eie oë sien nie. En natuurlik Johannes die Doper. Die man wat soveel mense gedoop het, wat Jesus gedoop het, die man wat gesê het, ek is nie werd om sy skoene uit te trek nie. Hy stuur op 'n oomblik, later in sy lewe, stuur hy 'n boodskapper na Jesus en sê, Here, ek twyfel, is hy regtig die Messias? Johannes die Doper. Groot manne van God wat getwyfel het.
Om te twyfel maak jou nie 'n slegte mens nie. Dit maak jou net menslik. Dis normaal. Ons almal beleef oomblikke van twyfel. Ons kry selfs die disippels. Hulle het saam met Jesus gestap. Hulle het groot wonderwerke gesien in hulle lewe daagliks. Hulle het gesien dat Jesus het uit die dood uit opgestaan. Jesus stuur hulle na die plek waar hulle moet wees, waar hy gaan opvaar in die hemel, en hoor hierdie gedeelte. Matteus 28. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, hulle sien vir Jesus, het hulle hom aanbid, hoewel party, getwyfel het. Hulle sien vir Jesus, hulle ervaar hom, hulle het gesien hoe hy verskyn voor hulle, hulle het gesien die hande in sy merke, en tog twyfel hulle. En ons almal weet wat was Jesus se reaksie. Ek is klaar met hulle. Hy het seker vir Gabriël gebel, die engel Gabriël, en gesê, hoor hierdie 11 disippels, hulle is defective. Kan jy asseblief vir my nuwe stuur? Het ek 3 jaar waarborg op hierdie ouens, hoe werk dit? Maar hoor wat gebeur. Dis nie wat Jesus doen nie. Al twyfel hulle, stuur Jesus hulle. Hoor wat sê die woord, ons ken almal hierdie gedeelte. Matteus 28 vers 18. Jesus kom toe nader vir hulle sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinde van die wêreld. Jesus kom, al twyfel hulle en sê vir hulle, nou stuur ek julle. Nou stuur ek julle. Hy gaan nie eers probeer en sê, okay, boys, ons het 'n probleem. Julle twyfel, ek kan nie hierdie opdrag vir julle gee, terwyl julle twyfel nie. Nee, inteendeel, hy stuur hulle. Die boodskap wat ons sien is, dat al twyfel ons soms in Jesus, Jesus twyfel nie in jou nie. Hy glo in jou. Al glo jy soms nie in jouself nie. Joh, en ek dink, hoe moes Jesus gevoel het in daai oomblik, en weet jy wat kom toe by my op? My kinders. Ek is so lief vir my kinders. Maar julle het jy al gevoel, jy sê dieselfde ding oor en oor en oor en oor. Of is dit net my kinders? Jy al so gevoel, maar ek beloof julle, ek kyk nooit na my kinders en sê, ek is klaar met julle. Ek is klaar, julle kom maar gaan. Dis my kinders. En dis hoe Jesus oor ons voel. Kyk hoe vir ons hulle nou vir my. Ek steel lief vir julle, hoor. Verder kry ons die vraag om te sê, maar hoekom twyfel ons? En ek dink is regtig nodig dat ons bietjie diep in hierdie oomblik ingaan, om regtig te ondersoek, maar waar kom hierdie twyfel in ons harte vandaan? Waar is dit geanker? Wat veroorsaak dit? Dit kan wees, nommer 1, dat jou twyfel mag gedryf wees deur jou omstandighede. Jy's in 'n plek waar jy nie kan dink, hoe kan 'n goeie God hierdie situasie laat plaasvind nie? Dat jy voel, ek sit in 'n plek, hoe is dit moontlik? Miskien is hy nie so goed soos wat ek gedink het nie. Dit kan wees dat jy twyfel, want mag deur intellek gedryf wees. Mense kom baie keer op 'n plek, wat ander mense vir hulle baie moeilike vrae vra, en dan weet hulle nie hoekom hulle glo wat hulle glo nie. Hulle glo omdat die pastoor het vir hulle gesê het. En dit is vir my shocking, hoe deesdae ouens al hoe minder hulle Bybel lees, en al hoe meer luister, na hierdie self-proclaimed predikers op sosiale media, wat nou hierdie revelations gekry het. Wat so onbybels is, maar ons weet dit nie, want ons ken nie die woord nie. En dis hoekom disippelskap so belangrik vir ons as in Dio is. To reach the lost,
equip believers and respond to God's call. Dis hoekom die one-to-one boekie en discipleship vir ons so belangrik is, want ons glo baie keer wat ons glo, maar ons weet nie eens hoekom ons dit glo nie. Die pastoor het gesê, ons moet doop, so nou doop ek. Maar jy weet nie waar dit kom nie, jy het nie God se woord gelees nie. Dit was my baie interessant, toe ek in die Filippyne was die Rooms-Katolieke baie regdeur, massas mense wat na die Rooms-Katolieke kerk toe gaan, en ek het gewonder, maar hoe glo hulle wat hulle glo in die era waarin ons leef? Die Bybel is vir almal bekombaar op 'n app. Jy kry soveel goed wat jy kan gaan kyk, hoekom glo hulle alles wat gesê word? Want hulle sê dat die priester se woord is waarheid, klaar. Hulle het nie intellek, hulle lees nie, hulle is nie disippels van Jesus nie. Hulle luister net wat die priester sê, terwyl hy sy klokkies lui. Ek wil vandag vir jou sê, jy het die volste reg om alles te ondersoek wat ons van die vooraf sê. Ek wil hê jy moet dit doen. Jy maak my opgewonde as jy dit doen. Dit kan wees dat jou twyfel mag gedryf word deur emosies. Jy voel nie, julle. Okay, nou moet ek versigtig wees. God gebruik emosies, absoluut, maar my geloof kan nie gebaseer word wees op my emosies nie. So jy het miskien hierdie amazing ervaring met God gehad, miskien is dit jy het bevryding gehad, en dit was hierdie amazing gebeurtenis in jou lewe. Dit kan wees dat jy na 'n Mighty Men kamp toe gegaan het. Amen! Jy kom psyched op terug. Alles is net amen. Maar weke gaan verby, en wat gebeur? Emosies gaan af. Nou twyfel jy, is ek gered? Waar is die Here? Ek voel nou nie meer dieselfde butterflies nie. Kan ek gou 'n vraag vra vir die getroude mense? Voel jy elke dag verlief? Okay, volgende week gaan ek oor die huwelik preek. Nee! Maar die oomblik, as jy nie in daai oomblik verlief is nie, maak dit jou minder getroud? Nee. Kan wees dat jou ervaring is net gebaseer op emosies. Twyfel mag gedryf wees deur persoonlikheid. Party mense is maar net pessimiste, julle. Hulle is net rebels om rebels te wees. Dis 'n persoonlikheid partykeer. Dit kan wees, twyfel mag gedryf wees deur besluite. Jy maak verkeerde besluite. Die woord sê, sonde sit 'n muur tussen ons en God. Dis hoekom jy twyfel. Maar ek wil vandag vir jou sê, al twyfel jy, is dat die kerk en die huis moet die veiligste plek wees om vrae te vra. Jy mag vra. Inteendeel, ek wil jou aanmoedig om vrae te vra. Jy moet kan veilig voel in die kerk om vrae te vra. Ek kan onthou die eerste keer, ek gaan nie sê wie dit was nie, ek was in 'n sekere kerk groot geword, en toe ek vra oor die Heilige Gees, toe word ek geïgnoreer. Want hulle het nie antwoord nie. Jy moet vra. Dit moet 'n veilige plek wees. Nou ek wil 'n bietjie fokus op ou arme Thomas. Arme Thomas, julle. Die ou het 'n bad rap gekry, regtig. Maar Thomas was 'n passievolle ou. Die Engelse sal sê, don't be a doubting Thomas. Julle, ek weet nie van jou nie, maar ek sal nie graag wil hê my naam moet so onthou word nie. Okay. Maar ons skryf vir Thomas, en Thomas, net vinnig 'n prentjie van Thomas, jy moet verstaan die bril waardeur Thomas gekyk het na Jesus. Thomas was geleer van 'n kind af dat Jesus sou kom, en hulle sou gesien het, Jesus kom op 'n perd as hierdie warrior met sy swaard, en hy gaan al die Jode bymekaar roep, en hulle gaan kom en die Romeine uitroei, en al die ander vyande van die Joodse nasie. So elke keer as hy kyk na Jesus, dan wag hy vir dit om te gebeur. Weereens, want hy het nie geweet nie. Maar soos wat Thomas aangegaan het, vra Thomas vra. Maar Thomas is nog steeds passievol, hy is nog steeds lief
vir die Here. En sy opregte geloof, al het hy getwyfel, het hom na 'n plek gebring van dieper en 'n ryker verhouding met God. So, ons kry vir Thomas, en die persoon wat gesê word, arme Doubting Thomas, Jesus sê, hy gaan nou Jerusalem toe, want Lazarus is daar, en hy moet vir Lazarus uit die slaap gaan opwek. En al die disippels is soos, wow, Here, ons kan nie Jerusalem toe gaan nie. Hoekom? Want hulle wil vir Jesus doodmaak. Het julle al hierdie regte western movies gekyk met die most wanted posters? Jesus is most wanted. Hulle weet die oomblik as hulle voet in Jerusalem gaan sit, is dit verby. Hulle weet ons moeilikheid. En net in daai oomblik sê Thomas, nee, ek glo nie meer in die hart op weg. Nee, hoor wat sê die woord. Hoor wat sê die woord. Johannes 11 vers 16 sê, Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom, ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Sjoe julle, hoe's daai vir commitment? Hoe's daai vir geloof? Thomas sê, as hy sterwe, gaan ek saam met hom sterwe. Die een wat twyfel, die een wat vra. Daai Thomas, dieselfde Thomas, sê ek sal vir hom sterf. Kom ons gaan saam. Al twyfel hy soms. Thomas was bereid om vir Jesus te sterf. En later kry ons vir Thomas, Jesus het gesterf en ek kan dink die worsteling wat in Thomas se gees, hoe is dit moontlik dat Jesus gesterf het? Hy was veronderstel om die een te wees wat oorwinning bring. Dink net vir 'n oomblik hoe moes hy gevoel het. En ons kry vir Thomas, waar die disippels na hom toe kom en vir hom sê, Thomas, jy sal dit nie glo nie, ons het vir Jesus gesien. En Thomas kyk en sê, daar's nie 'n manier nie. Ek glo dit nie. Ek glo dit nie. Maar weet jy wat's baie interessant? 2 weke later kom die disippels bymekaar. En wie stap in? Thomas. Al twyfel Thomas daag op. Ek wil vandag vir jou sê, al twyfel jy, daag op. Ek kan onthou baie keer in my stilte tyd, dan staan ek vroeg op, ek maak die commitment, ek maak die sacrifice. Kan ek vir julle sê, tot al weke verby gegaan, wat dit vir my voel soos 'n woestyn, en dit voel asof die Here ver is. Maar ek daag op. Hoekom? Want hy's God. Hy's God. En Thomas daag nog steeds op. En ek meen, hoe het Jesus gereageer? Hy het hom seker weggejaag, nee. Nee, is nie wat gebeur nie. Johannes 20 vers 26 sê die volgende, 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan. Julle, ek skrik my dood. Die deure is gesluit, die alarm is aan, die diewering is op die vensters. Jesus is hier. En sê vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die een wat nie gesien het nie en tog glo. Dit wys iets van Jesus se hart, dat hy opdaag selfs in ons oomblikke van twyfel. In ons oomblikke van twyfel is God daar. En ons moet so versigtig wees, ons almal het oomblikke van twyfel. My vraag aan jou is wel, wat maak jy met daai twyfel? Beweeg jy nader aan God, of verder van hom af? Want party mense, die oomblik wanneer twyfel kom, dan hardloop hulle weg. En ons 'n paar dinge van twyfel, wat Satan probeer, deur leuns in ons lewe te kom insit, die oomblikke wat ons twyfel. Die eerste ding wat ons moet besef is, jou twyfel stel nie God teleur nie.
Weet jy wanneer moet jy iemand teleurstel? Wanneer jy hulle ophou. Okay, wag, ek weet hier is diep. Net 'n oomblik waar jy is, ek wil nie meer nou fokus. As jy iemand ophou, en jy laat gaan, en hulle val, is hulle teleurgesteld? Is hulle? Okay? Maar hier is die ding, ons hou nie vir God op nie, God hou ons op. En ons stel nie God teleur nie. Want God is lief vir ons. Die tweede ding is, jou twyfel verander nie wie God is nie. God verander nie op jou opinie nie. En Satan probeer dit gebruik, hoekom antwoord God nie my gebede nie? Satan sal vir jou in jou oor fluister, want hy gee nie regtig oor jou om nie. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. God is liefde. Hoekom is daar soveel boosheid in die wêreld? Die duiwel sal vir jou sê, omdat God nie genoeg is nie. Ek wil vandag vir jou sê, dis 'n leuen. Ons moet so versigtig wees. Ons opinie verander nie wie God is nie. God is ewig en hy is God. Vir altyd. Maak nie saak wat om ons gebeur nie. Ek dink ons grootste ding, en ek wil hierdie noem, ons grootste ding baie keer is, ons dink nog steeds, ons is die main character van ons storie. Ons is die movie ster. En alles is maar net die bykarakters. Alles draai om ons en waartoe ons op pad is. Interessant, ek praat vanoggend met iemand, en jy sê, waar is God se wil? Is dit, sê ek, wel, Jesus sê die volgende ding, hy sê, ek sien net waarmee my Vader besig is, en dan doen ek waarmee hy besig is. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit is alles oor hom. En as jy kerk toe kom met die idee van, ek is hier om te ontvang, en as die kerk nou nie vir my 'n diep genoeg woord gee, of die band sing nie my sang nie, gaan ek vir my 'n ander brand kerk gaan soek. Wil ek vandag vir jou sê, jy dink nou nog steeds soos 'n kind. We are here to serve the body of Christ. That is why you are here. En as jy voel dat jy nie gevul word nie, wil ek vir jou sê, dan is jy so vol, jy is veronderstel om iemand anders te dien. It's not about us. Laaste een is, jou twyfel verander nie jou identiteit nie. Die duiwel sal vir jou fluister, jy het nou getwyfel, nou is jy nie meer 'n kind van God nie. Dis nie die waarheid nie. Jy is 'n kind van God, deur wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis. En dat jy hom aangeneem het in jou hart, bely het met jou mond en glo met jou hart dat hy God is. Groot manne van God het oomblikke van twyfel gehad. Jou twyfel maak nie dat jy nie goed genoeg is om deur God gebruik te word nie. Inteendeel, ek wil vir jou sê, he's going to show you a few things. Hy wil jou nou juis gebruik. Hy wil vir jou iets leer. Groot manne van God in die Bybel het oomblikke van twyfel gehad. En weet wat is die beste? God gee so om oor sy kinders. Dat hy opdaag vir hulle waar hulle is. Soos wat 'n pa en 'n ma sal opdaag vir waar hulle kind is. En ek kom vandag voor jou en ek sê vir jou, ek het nie al die antwoorde nie. Ek het al baie diep trane gehuil en baie moeilike oomblikke gehad. Ek het nie antwoord nie. Maar wat ek wel weet, in daai oomblik sê ek vir myself die volgende: God is meer as genoeg vir my. Jesus is meer as genoeg vir my. En al gaan ek deur daai storm van twyfel, weet ek, hy is saam met my.
Al voel ek nie so nie. Dit is al oomblikke wat ek vra. En twyfel. God kom na my toe en hy sien my vir waar ek is. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Dankie Deidre. Miskien kom ek vanoggend en ek het nie al die antwoorde vir jou nie. En jy sit miskien in oomblikke waar jy twyfel. Ek wil vanoggend vir jou sê, God is genoeg. God is genoeg. En hy is nog steeds lief vir jou. Hy wil jou ontmoet waar jy is. Kom ons hou net ons oë gesluit. Kom jy sit van my die ligte bietjie af vir 'n oomblik. Ek wil net hier waar jy is. 'n Oomblik tussen jou en God. Ek gaan nie laat jou opstaan nie. Ek gaan nie laat jy dis tussen jou en God. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het oomblikke van twyfel. Jy weet nie hoe hierdie maand gaan deurkom nie. Jy gaan deur 'n bietjie van 'n finansiële droogte. En jy twyfel. Miskien is dit dat iemand het jou seer gemaak en jy wonder waar was God toe dit gebeur het. Here, ek bid vir elke persoon vanoggend. Dat hulle nie die leuen sal glo van die bose nie, van die vader van leuns. Ek bid Heilige Gees, dat jy nou sal inkom, en dat jy die waarheid in mense se harte sal kom plaas. Dat hulle sal besef, God is genoeg. God is genoeg. Ons is daar om hom te dien. Tot ons laaste asem uitblaas. Maar Vader, dankie vir wie U is. Dat U ons selfs ontmoet in ons twyfel. Here, dat al glo ons baie keer nie in onsself nie. U glo in ons. U glo in ons. U staan by ons. En U hou ons vas. En ons sê amen. Amen. Ek bid dat jy hierdie woord sal vat, dat jy diep in jou hart sal sit. En in daai oomblikke wanneer jy twyfel, dat jy regtig net naby aan God sal beweeg.